Vers 4. Soos Joshua ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Nou hier is nou 'n vers wat mense verkies om nie te lees. As jy hom lees, dan jaag jy deur hom, want jy verstaan nie. Hier's lelike woorde hierin wat glad nie pas by die evangelie wat ons onsself gemaak het. So ons verkies om dit nie te lees. Maar kom ons kyk wat staan daar. Vers 4 sê, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. En wat beteken dit? Wel, jy kan dit of gaan vertaal, of jy jou aan 'n Bybel kry. Jy weet, in Engels is al oor die 100 vertalings, so jy kan vir jou gaan een soek tot jy een kry wat vir jou werk. Of jy kan na die konkordans toe gaan en sê, hierdie woord is eintlik dit, nie is eintlik dit, is dit. Maar op die einde van die dag gaan jy die woord moet verander om by hierdie verby te kom, want hier staan 'n moeilike ding. Hy sê, soos Joshua ons, ek en jy, in homself uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Nou, toe Calvin hierdie lees, toe sê hy, my wêreld, kyk wat staan hier, ons is voor die grondlegging van die wêreld uitverkies, om sonder gebrek voor hom in liefde te wees. So party is uitverkies en party is nie uitverkies nie. En as jy vandag in 'n Calvinistiese kerk behoort, dan is dit wat jy glo. Party is uitverkies en party is nie uitverkies nie. As jy uitverkies is, dan is jy uitverkies om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Beteken, ewige lewe is joune. As jy nie uitverkies is nie, voor die grondlegging van die wêreld, dan is jy nie uitverkies om aan hom te behoort nie. Dan maak jy wat? Nou kan jy verstaan, dis nou nogal 'n dilemma. Nou, Calvin is uitgesproke oor dit, hy sê, dis soos dit is. Hy sê, as jy die behoefte het om God te soek, sy woord te bestudeer, sy wil te doen, is jy outomaties uitverkies, dan weet jy is uitverkies. As jy dit nie het nie, jy wil in die wêreld dien, en jy gaan te kere daar, dan is jy nie uitverkies nie, maklike storie. Maar nou kom maar 'n ander groep, ek kan amper sê 50% aan die ander kant, wat sê, nee, maar dit kan nie wees nie. Want baie mense leef 'n vuil, sondige, selfsugtige lewe, en op 'n stadium in hulle lewe, dan verander hulle. Dan dien hulle Vader. Nou, hoe gebeur dit? Hierdie persoon het verkeerd gelewe, maar hy het gedraai na God. Beteken dit dan hy was uitverkies, en dan sal die Calvinist vir jou sê, ja, nee, dit beteken dit. En dan sal die persoon aan die ander kant weer sê, maar wat nou van al die skrifgedeeltes wat Joshua roep, en hy sê, kom na my toe, bekeer jou, sterf jou ou lewe af, doen die regte ding. As dit net gaan oor die uitverkiesing voor die grondlegging van die wêreld, waarom is daar evangelie? Waarom moet die woord uitgedra word? Hoekom het Paulus sy lewe afgelê om die evangelie uit te dra, as dit nie verskil gemaak het? En dan as jy dit hoor, dan dink jy, ja, maar is reg. Hoe het dit gebeur? Hoekom het hy dit gedoen? Want jy is ons nou in 'n geval uitverkies. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het. Voorbeskik beteken voor die tyd, om ons as kinders vir homself aan te neem, deur Yeshua Messia, na die welbehae van sy wil. As jy die uitverkiesing vat, jy vat jou konkordans, en jy tik die woord uitverkiesing in, of uitverkies, of uitverkore, dan sal jy sien, daar is net een ding, wat uitverkies is, en dis die Israeliete. Dis 'n Israeliet, hulle is uitverkies. Wanneer? Voor die grondlegging van die aarde. Om wat te wees? Om sy volk te wees. En hy hulle God. En dit lees ons nou baie duidelik, as dit kom by Abraham, Isak en Jakob se seuns. En die Israeliete by die berg Sinaï, dan sê God vir hulle, julle alleen het ek uitverkies uit al die volke wat op die aarde is. Nie omdat julle meer was, as al die ander nie, maar julle was die geringste, maar omdat ek julle lief gehad het. Daarom het ek 'n verbond met julle vaders gemaak, en julle uitgelei uit Egipte land uit, om julle te bring in julle land. En daar was 12 stamme. Jakob het 12 seuns gehad, en elke stam het, eintlik sê sy eie volk gehad. As jy van Benjamin was, dan was jy anders as van Aser, en jy was anders as Gad, en jy was anders as Josef. Hulle het onder mekaar getrou, maar die oomblik as iemand van Josef met een van die dogters van Gad trou, dan word sy deel van Josef. En so die stamme apart gebly, en hulle het stamhoofde gehad, en dit was half volke. Hulle wou toe 'n koning hê, en hulle kry toe vir Saul. Maar Saul was 'n slegte koning, en toe kry hulle vir Dawid. En Dawid was 'n man na God se hart. En hy was koning oor die 12 stamme. Daar's 'n rede hoekom ek hierdie nou vertel. Want vers 4 sê, soos hy ons uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as kinders vir homself aan te neem, deur Yeshua Messia na die welbehae van sy wil. Nou, hoekom aanneem? Wat gaan nie aan?
Daar was 12 stamme by Dawid. En Dawid se seun was Salomo. Maar Salomo, hoewel hy baie slim man was baie lief vir vrouens. Ek dink hy het 600 vrouens gehad en 400 byvrouens. En die probleem was, hulle was nie Israeliete nie. Die meeste van hulle was van ander nasies. En God het 'n verbod daarop geplaas en gesê, jy mag dit nie doen nie. So hy het hierdie vrouens getrou. Hy het hulle lief gehad, die skrif sê het met lus aangaan. Die vader was hom kwaad en hy wou die koningskap by hom wegvat, net soos wat hy dit gedoen het met Saul. Maar hy kon nie, want God het 'n verbond gemaak met Dawid en gesê, uit jou nageslag sal daar altyd 'n koning wees. En hy sal sit op die troon van Israel, tot in ewigheid. En as hy nou vir Salomo uit die lyn uithaal, dan gaan sy belofte aan Dawid skade kry. Hy kan nie. Wat Vader te doen is, hy split die volk in 2. 10 stamme en 2 stamme. Juda en Israel. Israel is die noordelike 10 stamme en Juda die suidelike 2 stamme. Met aparte konings, aparte weermagte, alles apart. Aparte profete, die hele toe. Maar die noordelike 10 stamme het God nie aanbid nie. Nie van dag 1 af nie, want hulle koning was bang. As sy volk Jerusalem toe gaan om te gaan bid, dan gaan hulle ou koning, Salomo, se seun, as koning aanvaar en hy gaan sy volk verloor. Toe sê hy, nee wat, bid sommer hier by my. Nou sy stad se naam was Samaria. So Samaria was die hoofstad van die 10 stamme. En die koning het gesê, ek bou sommer hier vir julle 2 beelde, en julle kan nie offer, julle hoef nie Jerusalem toe te gaan nie. En sy naam was Jerobeam. En Jerobeam was die eerste koning oor die 10 stamme. En na Jerobeam het daar 'n klomp konings gekom, en nie een van hulle het Vader aanbid nie. En na 100 en nog 'n bietjie jare, het Vader gesê, ek verbreek my verbond met julle. Die verbond wat ek met Abraham, Isak en Jakob gemaak het, en met die 12 stamme, toe ons by die berg Sinai was, ek verbreek hom met julle. Daar's nie meer 'n verbond nie. My verbond sou nou net met die 2 stamme wees. Juda en Benjamin. Maar die 10 stamme, nie my volk nie. Julle sal nie meer my volk genoem word nie. Maar tog het Vader 'n belofte wat hy gemaak het aan Abraham, Isak en Jakob. En ook met die 10 stamme by Sinai. Goed, so die noordelike 10 stamme het Vader toe nooit aanbid nie, en hy breek sy verbond met hulle. En wat nou hier gebeur is, Paulus verkondig 'n nuwe verbond. Die 2 stamme het Vader by aanbid. Die tempeldiens het aangehou gebeur, maar, as julle kan onthou wat ons in Esegiel gelees het, wat Vader sê, Juda, julle het nou slegter geword as Israel, jou suster. Jy is nou verder as wat hulle was. Ek het nou ook nie 'n keuse as om julle in ballingskap te stuur nie. Maar hulle gaan in ballingskap nog steeds met die verbond. So toe Juda in Babylon kom, toe's daar mense daar soos Daniel en Esegiel, wat nog steeds Vader se stem hoor, profete is, van Juda wat in die land Juda agtergebly het, hulle was nog steeds onder die verbond. Vader se verbond misbreek nie. Hoekom nie? As gevolg van sy verbond met Dawid. Nou daai stadium was dit die enigste Israeliete. Was daai 2 stamme en dan van die ander wat oorgeloop het. Hulle was Israel en die 10 stamme het verheidend. Hulle was weggevoer Assirië toe en daarna is hulle Griekeland toe en verder oor Europa toe. Dis waar hulle beland het. Hulle het nooit teruggekom nie. So die 2 stamme is toe ook weggevoer Babel toe, maar net 70 jaar toe kom hulle terug. Maar in hulle land het dit toen ook maar sleg gegaan, maar baie ander nasies aan ingetrek. En so 400 jaar daarna, toe kom Yeshua. En wat doen hy toe? Hy bring 'n nuwe verbond. Nou die ou verbond was die 10 stamme van geskei, afgesny. Sê jy het nie meer 'n verbond met julle nie. En die teken van die verbond, nie eintlik die teken nie, onderhouding van die verbond, was die besnydenis. Vader het sê, julle moet my verbond hou, deur julle te laat besny. Watter verbond? Die ou verbond, dis soos jy hom gehou het. En hierdie noordelike 10 stamme is weg, hulle het dit nie gedoen nie, hulle het geen aandeel in die verbond gehad nie. Maar hulle kon ook nie terugkom nie, want die verbond het dit verbied. Maar nou is daar 'n nuwe verbond, en dis 'n belangrike ding om te sien, dis 'n ander verbond, dis nie die herstel van die ou verbond nie, die ou verbond het nooit stukkend gegaan nie, die volk het weggeraak. Verbond het dieselfde gebly, maar hy maak 'n nuwe verbond, en wat doen hy met hierdie nuwe verbond? Hy bring hy 10 stamme terug, en dit is wat Hosea ons leer. Julle wat nie my volk was nie, sal nou my volk wees. Dit sê Hosea, en dan herhaal Paulus dit weer in Romeine. Dis daai 10 stamme, hulle het weggegaan. Nou dit is hoekom ons hierso lees van aanneming. As hy sê, vers 5, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Christus, na die welbehae van sy wil. Maar hierdie aanneming was as gevolg van 'n uitverkiesing wat al gebeur het voor die grondlegging van die aarde. Nou wie was uitverkies? Israel. Die volk Israel was uitverkies. Israel is in 2 gesplit en die een helfte
het onder die uitverkiesing uitbeweeg. Hulle is geskei van die verbond en gesê, ek is nie meer jou God nie, en jy is nie meer my volk nie. Maar toe die nuwe verbond kom, en hierdie Efesiërs is van die 10 stamme. Efese is 'n stad in Griekeland. En dis waar die 10 stamme heen gegaan het. En nou skryf hy vir hulle, en hy sê, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die liefde.